Good morning, grade 4s. Hope you guys are well. Goeiedag, grade 4s. Hoop julle is goed vandag. Vandag gaan ons praat oor iets baie belangrik in taal. En dit is 'n werkwoord. Of soos ons dit ken in Engels, a verb. Nou, wat is 'n werkwoord? 'n Werkwoord is 'n doing word. Dit wys vir ons wat iemand doen. It tells us the action in a sentence. 'n Werkwoord is 'n woord wat 'n aksie toestand aandui. Soos as jy dans, lag, sing of hardloop, dan gebruik jy 'n werkwoord omdat jy iets beskryf. Voorbeelde van 'n werkwoord. Ek sing in die klas. Singing is my doing word. Singing is jou werkwoord. Nou, daar is baie tipe werkwoorde in Afrikaans, maar ek gaan nou net op 3 fokus. 'n doen werkwoord, 'n koppel werkwoord en 'n selfstandige werkwoord. So, there's a lot of types of verbs. However, we are just going to focus on 3. So, starting off with 'n doen werkwoord. Dit is 'n aksie werkwoord, is wat jy doen. Examples, hardloop, eet, sing, slaap. Die tweede ene is 'n koppel werkwoord. Dit wys wat doen jy of wys 'n toestand of gevoel. 'n Voorbeeld is was, word, bly, ek bly by die huis. Ek bly moeg, ek word moeg. Selfstandige werkwoord nou is 'n werkwoord wat op sy eie kan staan. Dit nodig nie iets om dit te support nie. So 'n selfstandige werkwoord is a self-standing word. It does not need any support or whatsoever. It's words that can often stand by itself. Soos lees, slaap, drink en slaan. Hier is 'n paar voorbeelde van werkwoord. Here's a few examples of verbs. So, like I mentioned, we focus on 3 different verbs in today's lesson. 'n doenwoord, 'n koppelwoord en 'n selfstandige woord. So, voorbeelde van 'n doenwoord. Sy hardloop vinnig. Hoe hardloop sy? Vinnig. Ek eet 'n toebroodjie. Wat doen jy? Jy eet 'n toebroodjie. Die hond blaf hard. Wat doen die hond? Die hond blaf. Koppelwerkwoorde. Ek is moeg. Wat is jy? Moeg. Ek was siek. Wat is jy? Jy is siek en jy was. Jy is nie nou weer siek nie, jy was siek. Hulle is laat. Hulle was laat. Hulle is laat. Hulle kom laat. Moving on, voorbeelde van selfstandige werkwoord. Die hond blaf hard. Hulle sing mooi. Hoe sing hulle? Hulle sing mooi. Die kind skryf in haar boeke. Wat doen die kind? Die kind skryf in haar boeke. So, ons ken dat as 'n werkwoord tydsvorm. So, wat is 'n werkwoord tyd? Woord verander om tyd te wys wanneer iets gebeur. So in die verlede, dit het al gebeur. In die teenwoordige tyd, dit gaan nou gebeur. In die toekoms, dit gaan nog gebeur. So we said there's 3 types of tenses, which is a present, past, and a future tense. Present is it is happening. Past is it has happened, and future tense it will still happen. Now I have some examples that I've laid out for us that we're going to be focusing on. Verlede tyd is past tense, toekomende tyd is future tense en teenwoordige tyd is present tense. Nou verlede tyd, dit is het, ge plus jou werkwoord, dit wys iets wat klaar gebeur het. 'n voorbeeld vir die is ek het geslaap, ek het geëet, ons het gesing.
Teenwoordige tyd is the present tense. As waar 'n werkwoord alleen same het of sal, soos nou waar jy het of sal in 'n sentence moet voltooi. Dit wys iets wat nou gebeur of gereeld gebeur. 'n voorbeeld is, ek slaap elke dag, ek speel buite, hulle lees in die klas. Dit is wat doen iemand nou. So as jy nou moeg is, dan ek is moeg. As jy gister moeg gewees het, dan moet jy sê ek was gister moeg. Toekomende tyd is future tense, sal plus jou werkwoord. Dit wys iets wat nog gaan gebeur. It's something that must still take place. Voorbeeld, ek sal stap môre. Ek sal kook vandag. It's still what you need to do. So I have a quick fast activity for us to make sure that we have our understanding. So ek het activiteit vir ons, net om seker te maak ons verstaan wat teenwoordige tyd is, verlede tyd. Ek het paar woorde hier gesit, soos eet, skryf, gepraat, gedrink, geslaap, drink, geëet, en jy moet nou gou, ek ken juffrou het dit klaar vir julle gedoen, maar try om dit alleen te doen, en juffrou het nie alles bygesit nie, so try jou beste om dit self te doen. So dit sê dat jy moet die teenwoordige tyd woorde kyk, en dan moet jy dit onder dit sit, en dan moet jy die verledige tyd woorde, dan moet jy dit onder dit sit. So, some examples of die teenwoordige tyd, present tense, as eet, skryf, hoor, drink, leer, verlede tyd, past tense, gepraat, gedrink, geslaap. Nou, toetstyd. Ons almal ken dat moet altyd 'n toets is. So in afdeling C, so instruksies vir die formele assessering. In hierdie toets gaan jy verskillende taalwoorde voltooi wat jou begrip van werkwoorde en tydsvorm sal toets. Lees asseblief elke vraag en maak seker jy verstaan. Afdeling A gaan identifisering van werkwoorde is. Jy sal 'n paar sinne kry en jy moet die werkwoord onderstreep. Section B, you then get 2 columns, column A and column B. You will get column A that has sentences, that has gaps inside, and then column B has words, het werkwoorde. So jou taak is om die korrekte werkwoorde in column B te kies en dit in die regte plek in elke sin in column A in te vul. Onthou nou, remember, Section C is bonus 5 marks. The test is out of 10, and the 5 additional marks is just to foster better understanding and for you guys to make sure that you guys understand. So dit is net 'n practice vir julle om seker te maak julle verstaan die werk wat juffrou nou vir julle verduidelik. Voltooi asseblief al die afdelings so goed as jy kan. Sterkte. Okay, we have a formative assignment, and with every formative assignment there needs to be a memorandum om seker te maak dat ons merk alles reg. Hierdie taak bestaan uit 5 vrae, elke met 1 punt per korrekte antwoord. Daar is 15 vrae in total. Onthou ek het gesê dit is uit 10 uit, maar die extra 5 is net bonus points to make sure that you guys understand better. So for every 1 sentence or answer, it is 1 correct mark. So make sure that you guys push yourself, focus, so that you guys can get 10 out of 10. So ek hoop julle verstaan alles. Voor ek afsluit, wil ek net weer deur die gaan. Onthou, 'n werkwoord is 'n doenwoord, is wat beskryf wat jy doen. As jy sing, as jy lees, as jy opstaan, as jy slaap, so daar spring te vir jou om net te verstaan wat dit is. There's my references, and baie dankie julle, ek hoop julle dit geniet.